Goeiemôre julle en baie welkom by vanoggend se aanlyn diens. Dis vir ons baie lekker, vir my baie lekker dat julle inskakel en ek hoop dat julle sommer vandag julle dag saam met julle gesinne of vriende spandeer waar ons hier aanlyn bymekaar kom. Ons gaan vandag 'n bietjie oor Dawid en Batseba praat as ons verder gaan met ons reeks Baba Monsters, maar voor ons daarby uitkom, kom ons maak net ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees op hierdie platform. Dankie dat ons ook hierdie tyd het om bietjie saam met familie, vriende en ons gesinne te spandeer, maar dankie dat ons nog steeds as 'n geloofsfamilie vandag ook op hierdie formaat kan saam wees en so kan hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, kom ons wees eerlik. As ons na die storie van Dawid en Batseba kyk en oor dit praat, dan is dit een van die stories wat ons dalk nie die meeste van hou nie, of nie ons gunsteling stories nie. Nou julle weet ek is 'n Paulus ou. Maar as daar nou iemand is wat net onder Paulus in die Bybel is, vir my is dit Dawid. Ek hou van Dawid, ek hou van sy karakter, ek hou van sy gebrokenheid en hoe God hom gebruik het deur moeilike dinge, groot goed laat doen het, maar ook hoe God daar was toe Dawid geval het. Ons is geneig om Dawid te onthou as die ou wat Goliat verslaan het, wat die reus met 'n slingervel en 'n klippie doodgemaak het. Ons onthou Dawid gesing het en ons onthou wat hy geskryf het, die Here is my herder. Ons onthou hom as die aanbidder, die koning met 'n hart vir God en 'n koning wat na aan God se hart was. Vandag kyk ons na die val waar Dawid geval het. En toe Dawid geval het, het 'n hart geval. Hierdie is 'n storie van hoe klein sonde, baba monsters, groot goed word, wat 'n man kan vernietig, wat deur God gesalf en gebruik was. Ons eerste teks vanoggend kom uit 2 Samuel uit 11 tot 1 wat sê, teen die jaarwending, wanneer die konings op veldtogte uitgetrek het, het Dawid vir Joab uitgestuur en saam met hom sy amptenare en die hele Israel. Hulle het die Ammoniete vernietig, verslaan en Rabba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Nou dit was die tyd waar die konings oorlog gemaak het, en die eerste monstertjie wat hier in Dawid se lewe uitkom is die monstertjie van luiheid. Dawid se ondergang het begin met luiheid, en dit het nie begin met oorspel en moord nie, maar met luiheid. Die teks sê, dis die tyd van die jaar wanneer konings uittrek om oorlog te voer. Dis wat konings gedoen het, dis hoe hulle mense gelei het, maar Dawid sê nee, hierdie keer bly ek by die huis, ek gaan Netflix en chill amper. En dan in vers 2 sien ons, waar hy op 'n keer het Dawid teen laatmiddag van sy bed af opgestaan, lekker lui en laatmiddag nog by bed gelê, en op die dak van die koninklike paleis rondgestap. Hy sien toe van die dak af 'n vrou, wat besig is om haar te was, en die vrou was besonder mooi gewees. So die vrou was besonder mooi gewees. Kan jy dit sien? Hy lê in slaap. Hy staan later op, rek lekker uit, gaan dromerig na die dak toe en daar staan hy. Nie besig met gebed of oorlog of leiding neem nie, besig om niks te doen. En daar op die dak, waar hy iets sien wat nooit moes gesien word nie, sien hy vir Batseba wat bad. Die probleem het nie op die dak begin nie. Dit het begin toe Dawid besluit het om nie te gaan waar hy moes gaan nie. As hy op die slagveld was, sou hy vir Batseba nooit gesien het nie. En hier is die les. As jy ophou om die regte gevegte te veg, begin jy die verkeerde gevegte verloor. Dawid het nie sleg gedoen nie. Hy was net passief gewees. Maar passiwiteit skep plek vir versoekings om in te kom. Kom ons eerlik. Ons almal ken daai seisoene. Tye waar ons sê, ek het my deel gedoen, ek het my plig nagekom. Maar daar bestaan nie iets soos aftree in God se koninkryk nie. Sodra jy geestelik in cruise control gaan, gly jy baie maklik agteruit. Die tweede monstertjie wat gebeur is dat daar vind versoening met klein sonde plaas. Dawid sien Batseba en die Bybel sê dat die vrou was besonder mooi gewees.
Nou die eerste kyk was nie die sonde nie. Die tweede kyk was versoeking self is nie sonde nie. Om daaraan toe te gee is, maar Dawid kyk weer. Hy bly staar. Hy vra uit oor haar en iemand sê vir hom die volgende in vers 3, is dit nie Batsheba die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hethiet nie? Dis 'n duidelike waarskuwing van God. Maar God ignoreer dit. Dawid ignoreer dit, jammer. Hy stuur vir Batsheba, hulle sê bring haar na die paleis toe, dan slaap hy saam met haar en hy stuur haar huis toe. Basies 'n one night stand. Dawid was gewaarsku, wens het gesê, maar is dit nie Batsheba die dogter van Elam en die vrou van Uria nie? Vir 'n oomblik voel dit dalk opwindend vir Dawid. Sonde doen dit altyd, daai oomblik van dit doen is opwinding. Maar na die tyd is daar baie keer 'n dikwels 'n gevoel van leegheid of skok of kommer wat kom. Ons lees in Samuel 2 11 vers 5 net die woorde waar sy vir Dawid kom sê, ek is swanger. Skielik is die klein monster nie meer onskuldig nie. Dis 'n draak. Dis 'n groot ding, want hy, die koning, het nou 'n ander man se vrou swanger gemaak. En dan kom ons by die derde monster. Dawid begin met skadebeheer, damage control. Hy weet iets is verkeerd en sy senses is aan die gang en hy wil uitfigure, hoe kan hy hierdie reg raak? Hy raak paniekerig. En in plaas van om te bely, probeer hy dit wegsteek. Hy laat vir Uria huis toe kom van die slagveld af, hopend dat Uria by sy vrou sal slaap, met haar gemeenskap sal hê en almal sal dink die baba is syne. Maar die ding is, Uria is getrou aan sy roeping. Hy weet wat verwag word van hom. Ons lees in 2 Samuel 11 vers 11, sy antwoord was, sou ek huis toe gaan om te eet en te fees en te vier en my vrou te slaap terwyl die ark van Israel saam met Juda in hutte woon en my aanvoerder Joab sowel as die soldate in die oop veld kamp opslaan, sal ek beslis nooit doen nie. So Uria is regtig toegespits op waarvoor hy geroep is. Hy is gefokus op die feit dat hy nou by die oorlog moet wees, want dit is wat sy werk is. So hy weier om voordele of goed te gaan doen om sy plig na te kom. Hy weier. Maar Dawid probeer weer, hy maak vir Uria dronk, maar selfs dronk bly Uria eerbaar. So Dawid skryf toe in 'n brief aan die generaal, skryf Dawid die volgende aan Joab en hy sê in 2 Samuel 11 vers 15, gee tog aan Uria 'n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug, sodat hy in die slag kan bly. Uria dra self sy eie doodsvonnis sonder om dit te weet. Toe Uria sterf, trek Dawid asem. Hy is verlig en hy dink is verby en hy vat vir Batsheba as vrou en die baba word gebore. Alles lyk reg, maar dan sê die Bybel, maar Dawid het gedoen. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Dit was verkeerd in die oë van die Here. En dan kom ons by die enetjie wat die volgende baba monster is, en dit is skynheiligheid. Hier word dit meer gevaarliker as ooit. Dawid hou aan met godsdiens, hy gaan tempel toe, hy maak sy offers, hy sing, hy skryf dalk nog lofliedere, maar sy hart is dood. Sy siel is droog. En as jy Psalm 32 gaan lees, lees nie Psalm 32 het, is sommer net so opsommingkie min of meer, sal ou sien waar Dawid sê, toe ek swyg, het my gebeente vergaan. My krag het verdwyn soos in die somerhitte. Dit is wat sonde doen as jy dit nie bely nie. Dit vreet jou van binne af op. En hoe langer jy dit wegstik, hoe meer selfgeregtig raak jy. Jy begin na ander wys en sê, kyk hoe sleg is hulle, terwyl jy self
in sonde leef. So stuur God vir Nathan na Dawid toe in hierdie storie. En Nathan vertel hom die verhaal van daar was 2 manne, een ryk, een arm. Die ryk man het baie vee gehad. Die arme man het net een klein lammertjie gehad wat hy lief gehad het soos sy eie kind. Toe kry die ryk man 'n besoek en hy vat die arme man se lam en slag dit vir sy gas. 2 Samuel 12 vers 14 sê daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om een van sy eie klein vee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag dit vir sy gas. Dawid ontplof. Daardie man moet sterf, sê Dawid, en dan sê Nathan vir Dawid in 2 Samuel 12 vers 7, jy is die man, sê Nathan vir Dawid. Daardie woorde het vir Dawid diep gesny. Het Dawid sy oë oopgemaak en hy val op sy knieë neer en hy bely sy sonde. So watse lesse leer ons uit hierdie val van Dawid? Wat kan ek en jy hier leer? Die eerste een is dat ons moet besef dat as dit met Dawid kon gebeur, die man na in God se hart, kan dit met enige een van ons gebeur. So wat leer ons uit? Hoe keer ons dit? Nou die eerste beginsel is wees oop vir oortuiging. Elke keer het God vir Dawid 'n waarskuwing gestuur. Sy dienaars het hom gewaarsku, sy gewete het hom gewaarsku, deur Nathan is hy gewaarsku. En God doen dit nog steeds. Wanneer jy daardie stemmetjie hoor wat sê, moenie, luister na dit. Dit is nie 'n veroordeling nie, dis genade. Die tweede een is, hou kort rekening met God. Met ander woorde, moenie jou sonde opbou soos 'n onbetaalde rekening nie. As jy struikel, hardloop na God toe, nie weg van hom nie. Nou, daar's 'n baie besonderse teks wat ontsettend mooi is in die Bybel, van 1 Johannes 1 vers 9, wat vir ons iets leer van God se getrouheid en hoe ons met ons sondes kan handel. Daar staan in vers 9, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoe vinniger jy dit bely, hoe kleiner bly die monster. Stop die monster, maak die monstertjie dood, terwyl dit nog klein is, en dit gaan makliker wees. En dan die volgende een is, omring jouself met Nathans en nie Joabs nie. Dawid het vir Joab gehad, iemand wat geweet het, dat hy sonde gedoen het, en Joab help vir Dawid om dit weg te steek. Maar dan het Dawid ook iemand soos Nathan nodig gehad. Iemand wat hom genoeg lief gehad het, om in die oë kyk en sê, jy is verkeerd. Ons het almal mense nodig, wat eerlik met ons is. Mense wat sal sê, ek sien jy is besig om af te dwaal. En ek en jy moet sulke mense wees, vol liefde, wysheid en waarheid. Nie hard nie, nie veroordelend nie, maar met 'n sagmoedige hart. Aan die einde van die verhaal bely Dawid sy sonde en God vergewe hom. Ja, die baba sterf, maar later kry Dawid en Batseba 'n seun met die naam Salomo, en deur hom kom die lyn van Jesus na vore. Dis genade. God verwyder nie altyd gevolge nie, maar hy herstel altyd gebroke harte wat na hom draai. Miskien sit jy vandag hier met 'n baba monster in jou lewe. Iets wat klein begin het, 'n leuen, 'n gewoonte, 'n geheime sonde, houding wat jy regverdig. Moenie wag tot dit groei nie. Noem dit wat dit is en bring dit na die lig. Sonde bring die beste, sonde groei die beste in die donker, maar dit krimp in die lig van genade. Wanneer jy jou sonde erken, raak dit hanteerbaar. Wanneer jy dit wegsteek,
vreet dit jou op. Bring dit na Jesus toe. Vat dit na hom toe en sê vir hom, Here, vergewe my. Johannes 1 vers 9 sê vir ons, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe, hy genees en hy maak nuut. Moenie soos Dawid toelaat dat 'n klein baba monstertjie wat by luiheid begin het, 'n groot gedeelte van jou nalatenskap vernietig nie. As jy daai monstertjie sien, of dalk ingegee het vir die monstertjie en besef dit was verkeerd, neem dit na Jesus toe. Hy sal vergewe, hy sal genees en hy sal nuut maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u genade en u offer aan die kruis dit vir elkeen van ons moontlik maak om, as ons ingee onder die baba monstertjies of onder sonde vou en val, dat ons altyd kan terugkeer na u toe en dat u getrou en regverdig is en dat u sal vergewe. Here, my gebed is dat u vir elkeen van ons sal help om ons te omring met Nathans, mense wat ons sal help en sal ondersteun, maar ook vir ons sal sê wanneer ons verkeerd is en ons sal lei hoe om reg te leef. Help ons om Joabs te vermy wat ons in ons sonde en ons kwaad sterk en so ook ons verhouding met u beïnvloed. Here, ek bid dat u vir elkeen van ons deur die Gees sensitiwiteit sal gee om dit te wys wat ons voor u moet bring en wat ons moet verander sodat ons 'n heiliger lewe sonder versoeking, sonder sonde kan leef wat u sal verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hoop dat julle 'n heerlike dag verder sal hê. Ons sien julle volgende Sondag by Kiro, wanneer dit weer ons 4de Sondag is en ook ons Engelse diens. So mag julle 'n heerlike dag hê en tot ons mekaar weer sien. Totsiens.